Nou vriende, goeiemôre, ons is die Here en dankbaar dat ons vanmôre weer kan saam wees rondom sy woord. Die gebed van my hart is dat die Here vir ons baie ryklik sal saamseën terwyl ons gaan stil staan by hierdie waarhede. Daarin Spreuke 28 vers 12 tot 16. So wonderlik om te weet dat God op die troon van die hemel sit en van die aarde maak die voetbank van sy voete, dat hy ook alles beskik en bepaal volgens die raad van sy wil. En hoe heerlik om te weet dat ons as sy kinders veilig in die Here is. Dat ons weet hy is ons beskutting en onder die skadu van sy vleuels is daar vir ons beskerming. Nou vriende, kom ons kyk vanmôre wat staan in Spreuke 28 vers 12 tot 16. Ons kyk of ons deur hierdie paar verse kan werk. Vers 12 sê: As die regverdige juig, is die heerlikheid groot, maar as die goddelose opkom, moet die mense gesoek word. Nou ons sien weer hier dat Salomo die kontras stel tussen die regverdige en die goddelose, tussen die wat die Here ken, wat die Here nie ken nie. En vriende, wat baie belangrik is dat ons ook hier vroeg aan die boodskap ook moet dink aan hierdie gedagte. Dat as ons sê ons is regverdig, as ons sê ons is kinders van God, as ons sê ons sondes vergewe, dan moet ons anders te leef as die goddelose. Ons moet anders te dink en doen en optree as die goddelose. Die oomblik wanneer ons lewe ooreenkom met die goddelose se lewe, moet daar 'n vraagteken agter my lewe geplaas word: ken ek die Here of ken ek hom nie? Daarom is belangrik die kontras wat gestel word. En dan staan daar: as die regverdiges juig, is die heerlikheid groot. En hier gaan dit in besonder ook oor leiers. U sal onthou toe ons hierdie paar hoofstukke begin het ons vir u gesê dat koning Hizkia het sy skrifgeleerdes die opdrag gegee om hierdie spreuke neer te pen, sodat hy ook 'n wyse leier kan wees. Nou, 'n regverdige leier, vriende, bring seëninge oor 'n land. Die mense is gelukkig, daar is voorspoed, daar is wyse besluitneming. En dis baie belangrik om te sien, as die regverdiges juig, is die heerlikheid groot. Die oomblik wanneer die regverdiges in bewind is daar hierdie seëninge wat God uitstort ook oor 'n land. Van kyk maar die geskiedenis van die volk Israel. Die regverdige konings het baie voorspoed geniet en die mense onder hulle het baie voorspoed geniet. En wanneer die goddelose konings kom, het die tug van die Here oor die volk gekom. Die Bybel sê aan die ander kant vir ons: maar as die goddelose opkom, moet die mense gesoek word. Goddelose heersers, vriende, laat die regverdiges vlug. Die regverdiges soek skuiling. Hulle trek terug. Hulle voel hulle self nie meer gelukkig onder hierdie goddelose regering nie. En nog ons dink aan ons eie land. Vroeger jare, vriende, was ons ministers en was ons kabinet en was ons staatspresident deel van 'n gemeente gewees. U kan my maar glo, u kan dit self gaan navors. Hulle was in gemeentes gewees. Ek onthou Dr. Willie Maree wat vir my gesê dat in sy gemeente was daar ministers gewees. Daar was hulle gepreek op Sondag. Hulle moes hulle onderwerp het aan die kerk se tug, want God was koning. En dan was die regering aangestel. Ons regering het dit geweet en kyk maar die voorspoed wat hierdie land Suid-Afrika beleef het. En ag vriende, die hartseer is dat die goddelose regering aan bewind gekom het. Ek dink hoofsaaklik omdat God ons getug het, omdat ons begin wegbeweeg het van sy waarheid. Maar vriende, ons moet vir hulle bid, want ons lei soos hulle maar net te kere gaan en doen wat hulle wil. En daarom het u en ek nodig om hierdie waarheid ter harte te neem. Hierdie kontras word baie duidelik gestel tussen die regverdige en die goddelose. Die regverdige bring voorspoed, bring geluk, bring blydskap by die mense. Die goddelose bring hartseer, verwoesting en paniek. Mag ons die Here vir groot genade vra. Vers 13 sê: hy wat sy oortredinge bedek, sal nie voorspoedig wees nie, maar hy wat dit bely en laat staan, sal barmhartigheid vind. Een van die vertalings sê dit so mooi: wie sy sonde wegsteek, moet niks goeds te wagte wees nie. Wie sy sonde bely en daarvan afsien, sal genade ontvang. Vriende, dit is die groot probleem van ons tyd en dag, is dat mense nie wil erken hulle sondaars nie, hulle probeer hulle sonde wegsteek. En dan begin hulle sondes na vore kom en hulle sonde begin hulle uitvind en hulle sink weg in hierdie malkolk van ongeregtigheid. En wat is die antwoord van die Here? Wat is die oplossing wat die Here ons bied? Die Here sê, as ek my sondes wegsteek, moet ek niks te goeds te wagte wees nie. Maar as ek dit bely en laat staan, afsien daarvan, sal ek God se genade vind. Dink maar aan die voorbeeld van Dawid, koning Dawid, wat met Batseba sondig, hy probeer hierdie sonde van hom wegsteek, en hy doen 'n rits, ek wil amper sê dwaase dinge, om hierdie sonde te verberg, te verbloem. En die Here bring dit aan die lig, en die hartseer gevolge wat Dawid beleef het. Ons sien die vergifnis wat die Here hom geskenk het, ons sien hierdie kosbare psalms, Psalm 32, Psalm 51, waar Dawid sê hoe hy sy sonde voor die Here bely het. Maar vriende, die hartseer gevolge lees ons ook van. En mag die Here ons genade gee, dat ons eerder ons sonde sal bely en afsien daarvan, as ons dit probeer wegsteek, en later kom dit aan die lig, en dit bring vir ons baie hartseer gevolge.
Vers 14 sê, gelukkig is die mens wat gedurig deur vrees, maar hy wat sy hart verhard, sal in die onheil val. Hier is 'n baie belangrike vers om ter harte te neem, en hierdie vers gaan oor die gedagte van as ek gedurig deur die gevolge van sonde vrees, sal ek met voorspoed lewe, sal ek met geluk my pad kan bewandel. Want u sien, as ek sonde en die gevolge van sonde nie vrees nie, gaan ek hals oor kop daarin val, gaan ek hierdie sonde doen, gaan ek hierdie sonde omhels, en gaan ek lewenslang met hierdie gevolge saamleef. Een van die vertalings sê dit so mooi, dit gaan goed met 'n mens wat altyd versigtig is, maar iemand wat moedswillig is, sal ondergaan. En dit is die hele gedagte wat die Here vir ons hier wil deurgee, is vriende, as ons vrees, as ons hierdie sonde vrees, die gevolge van sonde vrees, as ek aanhoudend besef dat sonde het altyd verrykende gevolge, sal ek met voorspoed en sal ek met geluk kan wandel. Maar as ek my hart verhard en sê, weet jy wat, I will do it my way, ek sal my eie pad stap, ek sal doen wat ek wil, sê die Bybel vir ons baie duidelik, ek sal in die onheil val. Ek sal die bittere vrugte pluk vir my handelinge. Daarom is die Bybel so in tyd en in pas vir ons ook in die jaar 2025, om vir ons te leer, hier is die weg, wandel daarop, wanneer jy links of wanneer jy wil regs afwyk. Die laaste twee verse van vanmôre moet ons saamvoeg, is vers 15 en 16, daar staan, 'n leeu wat brom en 'n beer wat hongerig is, soos 'n goddelose wat oor 'n arm volk heers. 'n Vors wat gebrek aan verstand het, is wel ryk aan afpersinge, maar die wat onregverdige wins haat, sal die daad verleng. En jy sal sien, vriende, Salomo praat geweldig baie van leiers. Hy praat baie van die wat in posisies is, in posisie van mag en van aansien is, en dis eintlik 'n uitbreiding van vers 12. Jy sal onthou, vers 12 het gesê, as die regverdiges juig, is die heerlikheid groot, maar as die goddelose opkom, moet die mense gesoek word. Weereens die kontras tussen die regverdige en die goddelose, en nou dieselfde. 'n Leeu wat brom en 'n beer wat hongerig is, soos 'n goddelose wat oor 'n arm volk heers. Wat doen 'n leeu wat brom en 'n beer wat hongerig is? Hulle verslind. Hulle is baie keer wreed in die manier hoe hulle prooi uitmekaar uitskeer. Ons weet, ons kyk dit op televisie, ons sien baie keer hierdie goed voor ons oë afspeel, hoe hierdie leeu hierdie prooi verslind, hierdie beer hierdie prooi verskeer. En die Bybel sê vir ons, 'n goddelose leier, wat gebrek het aan verstand, is ryk aan afpersinge. Hy het die vermoë om by mense te steel en te lieg en te bedrieg en homself te verryk, maar die volk kry swaar, die mense onder hom kry swaar. Die Bybel sê maar, hy wat onregverdige wins haat, sal sy dae verleng. En jy moet onthou, vriende, dit gaan nie net oor hierdie lewe nie. Ons kyk baie keer na die goddelose leiers, en ons sê, kyk, daai ou het alweer 150 miljoen gesteel, en daai ou het alweer 300 miljoen gesteel, en kyk wat sy huise bly hulle, kyk wat sy karre het hulle. En ons kyk, en ons sien hierdie goed, en ons vra onsself die vraag, waar is God in die hele proses? Hoekom oordeel hy nie? Ek wil vir u sê, die afstel van God, of die uitstel van God se oordeel, is nie die afstel van God se oordeel nie. Die genade wat hulle nou beleef om hulle te bekeer en weg te draai van hulle sonde, is God se wel aangename tyd van genade. Maar vriende, die uitstel van hierdie oordeel is nie die afstel nie. Die Here sal van ons elkeen rekenskap vra. Hy sal ons in die gerig bring en ons sal eendag voor hom gaan staan. Daarom is die gebed van my hart dat u en ek by hierdie kontras by die kant van die regverdige sal wees. En nie 'n pad sal stap soos die goddelose en onheil oor onsself bring nie. Mag ons bid vir ons leiers. Mag ons die Here pleit dat ons vir hulle sal bid, want die Here sê vir ons baie duidelik, daar in 1 Timoteus 2 vers 1, in die eerste plek vermaan ek dan, dat smekinge, gebede, voorbedes, danksegging gedoen moet word vir alle mense, vir konings en almal wat hoog geplaas is, sodat ons 'n rustige en stil lewe kan lei, in alle godsvrug en waarheid. Kom ons bid vir hierdie mense, en ons vra die Here dat hy hulle oë sal open, hulle harte sal verander, hulle by die kruis sal uitbring, dat hulle verlossing en redding sal smaak, en dan ook leiers sal wees, wat God welbehaaglik is. Leiers waar mense na hulle opkyk, en ook sal floreer onder hulle regering. Mag die Here ons wysheid gee, mag ons bidend wees, en mag ons die Here vertrou, want vir God is niks onmoontlik nie. Vriende, groete vir u, mooi dag verder, tada.